Dit veroorsaak. Amen. Dit voel amper of my woorde te kort is vanmôre om 'n dankbaarheid te kan uitspreek oor wat Jesus gedoen het. Dankie. So 'n klein woordjie. Dankie klink so kort. Dit klink so eenvoudig. Maar weet jy hoe min van ons sê dankie? Wil jy net vanmôre jou hande saam met my in die lig steek? En hierdie gebaar van dank aan die Here gee. Kom ons sê dankie Here vir die bloed. Dankie Here vir 'n lewe graf. Dankie Here dat jy dit vir my gedoen het. Dankie Here. Dankie. Soos ek net gesê, dit voel so amper minderwaardig. Maar weet jy, hoe meer jy dankbaarheid in opsigte van die Here betoon, hoe meer gee hy vir jou om oor dankbaar te wees. Hoe meer jy hom in elke saak ken, en wanneer hy jou uitgedra het, weer terugkom met dankbaarheid. Praat die Bybel van 10 melaatses wat gereinig word. 9 draai om, gaan heen, gesond, genees, ten volle. Net 1 draai terug en sê, dankie, Here. Dankie. En wat se kant van die 9 of 1 vind ons onsself vanmôre? Vind ons onsself by die 9 wat onderaan die wêreld ingaan en vergeet, aangaan soos of die lewe maar aangaan? Of ons daai 1% wat kan sê dankie? Ware eerbetoning voor die Here is nie net woorde nie, maar 'n lewenswyse. Lewe soos of jy dankbaar is. En betoon dit elke dag. Dan sal jou murmurering minder word. En jou vreugde alweer. Amen. Is gepas om te sê dat hierdie week, ek weet die ander woorde nie, awesome was. Elke diens van laasweek Sondag af, elke stukkie kos, elkeen wat gehelp het, jy het my verbaas hoor. Ek is dankbaar vir Sion gemeente. Julle is 'n groepie mooi mense. Ek is dankbaar dat die Here ons ook hier kom byvoeg het. Mag dit wees dat die Here ons vir 'n paar jaar spaar hier by hier. Amen. Sodat ons saam hierdie pad kan loop. Is net om Johan wat baie bly is. Dankie om Johan, ek waardeer hoe lief praat vir hom hoor. Vra dat jy die Bybel sal oopmaak in Johannes die 20ste hoofstuk. Ek wil lees vanaf die eerste vers. Dan gaan ons van daar af kyk na 'n paar aspekte van hier by die opstanding van Jesus. Hierdie tyd van die jaar seker een van die mees bepreekte gedeeltes gaan handel juis oor die opstanding. Jy het al seker baie in hierdie laaste rukkie en AI is op die rekenaar besig en ons kry diepte studie daarvan en ons hoor prediking van verskillende pastore en verskillende denominasies en dominees. Maar tog openbaar die Here homself op 'n unieke manier aan elkeen.
wat die moeite doen om terug te gaan na die skrifte. 'n Herdenking van 'n opstanding is vanmôre wel gepas. En op die eerste van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disippels vir wie Jesus liefgehad het. En sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disippels uit en kom by die graf en luister na hierdie eerste voetresies in die Bybel. As ons dan kyk na die disipel wat Jesus liefgehad het, dan dui dit baie keer op Johannes, die skrywer van die boek Johannes. Hy was 'n jong man tussen die ouderdom van 20 en 22 jaar oud, die jongste van die disipels. En die twee het saam gehardloop. En die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en die eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê. Maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op die hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol een plek afsonderlik. Daarop het hy ook die ander disippels wat eerste by die graf gekom het, ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opgestaan het nie. En die disippels het weer huis toe gegaan. Geliefdes, wat 'n gesig om op af te kom. Maria kom by hierdie eers verseelde graf. En as jy nou mooi geluister het, toe sy hart was die eerste indruk wat sy gehad het, dat hulle Jesus verwyder het. Ek wonder waar was die wag by die graf bewaak het. Ek dink hy was pad af, toe die lijk opstaan. Luister nou, die kind van die lijk geweet, hy moet nou toe. Maar dommer een, hoe verduidelik hy vir die owerhede wat hom daar geplaas het, hy het regtig opgestaan. Want dit alles was geen groot cover-up, hulle wil nie gehad het, die mense moet weet, dat hierdie verleier wat hulle Jesus genoem het, volgens die Joodse raad en die hoëpriesterskap, moes opstaan nie. Hy het 'n skudding gebring onder Pontius Pilatus se bedieninge. Hy het 'n skudding gebring onder hulle wat die Romeinse ryk bedryf het. Hy het so verwarring veroorsaak dat hulle heerskappy amper niks beteken het nie, en daarom is hulle hom uit die pad uitkry. Die enigste manier hoe mense kon straf is deur die dood. En na die opstanding van Lazarus het hulle gesien dat Jesus heers oor die dood. Dat selfs as hulle mense so doodmaak, kon Jesus hulle weer laat opstaan. En dit het hulle laat vrees. Maria Magdalena kom onder 'n wanindruk toe sy die graf leeg sien, want sy het nie mooi verstaan wat hier aangaan nie. Die eerste ding wanneer ons kom by enige aspek in ons lewe, kyk ons menslik daarna en dan val ons grootliks. Want ons perspektief tel vir ons dalk baie punte. En ons redeneer dit baie keer in die rigting van menslike opinie. Ek staan daar, daar's 'n afdanking. Ons sien nie die volgende punt nie. Daar's 'n petrolprys. Ons sien nie die volgende punt nie. Daar's 'n sterfte. Ons sien nie verder as dit nie. Want die dood is so finaal. Ons almal het al mense aan die dood afgestaan. En ons ken die bitter rou daarvan om iemand af te staan. Maar ek wil vir sê, ons sien nie die volgende punt nie. Die vraag moet wees, is daardie persoon in die Here of buite die Here? Sy in die Here is ons al niks om oor te vrees nie.
Hy gaan hemel toe. As hy buite die Here was, dan moet ons bid vir opstanding. Dan gaan hy sy saak regmaak, of vrou sy saak regmaak. Jy weet, die Here wil nie een moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. Daarom het hy sy bloed geskenk, sy hoof neergelê en gesê, dis volbring, ook vir my. Wil jy ook sê vanmôre ook vir my? Dis nie die evangelie krag tot redding nie, maar die bloed van Jesus is totale verlossing. Skeiding tussen vlees, murg en been, wat deur die woord veroorsaak word verseël om die bloed van Jesus tot 'n volgende fase. Listen to this morning. Weet jy, toe Maria in haar graf kyk, die blote skok vir dit wat sy sien haar tref, want sy het Jesus lief gehad. Sy het sy krag geken. Sy het saam met die disippels beweeg baie keer en gesien wat sy liefde Jesus tot die mensdom gehad het. Die skok van dit dat hulle Jesus weggeneem het, dryf haar om dit presies so te gaan oordra aan Petrus en Johannes. Die skok dat die boodskap by hulle uitkom, Jesus is nie in die graf nie, die steen is weggerol, dryf hulle om te hardloop, want nou is daar een van twee dinge wat gebeur, hulle het nog nie die skrif verstaan nie. Waarheen is hulle met Jesus? Wat kan ons doen? 'n owerheid en 'n mag van Romeinse soldate en die hele tempelpolisie en hulle almal staan teen hulle. Het gesien die arrestasie van Jesus in die tuin van Getsemane. Toe hulle daar staan, het hulle gesien wat se oormatige magtigheid hierdie Romeinse ryk oor hulle sou kon uitoefen. Luister, hier is iets wat gebeur. En Petrus se hart wek daar iets op wat as dit waar is wat hy gesê het. Derde dag sal ek opstaan. Wat beteken dit vir Petrus? Nog 'n dag. Hy is die een wat werklik geweet het. Luister mooi. Hy het Jesus verloon. Voordat hy aangekry het hy dit 3 maal gedoen. Jesus opgestaan in die doodheid beteken vir Petrus, hy kan nog 'n genadekans kry. Hoeveel Petrus is al vanmôre in hierdie kerk? Here, ek het soveel genade nodig. Partykeer val ek, partykeer val ek, partykeer breek ek. Partykeer skiet ek so kort. Here, partykeer beweeg ek aan die wêreld en ek is net soos die wêreld. Johannes, die een wat Jesus lief gehad het, weet jy wat ek wil vir u vertel? Jong seun, dadelik die werke van God geleer ken en die geestelike deel ontvang van die Here af. Daarom wanneer jy die boek van Johannes gaan lees, kyk dit uit 'n geestelike oog uit, want is alles geestelik bedoel. Hy is die een wat sê in die begin was die woord, nee. Is dit so? Hy is die een wat dit sê. Matteus begin met die geslagregister van Jesus, so was die geboorte van Jesus Christus. Lukas is die apostel, die een wat uitreik, wat nie deel was van die oorspronklike groep nie. Elkeen van hulle het 'n ander perspektief en bring dit vir ons deur op hulle unieke manier van aansien en aanhoor. En hulle dra dit oor op die manier dat elkeen soos hulle dit verstaan, dit kan uitgee, maar Johannes bring die geestelike aanslag. Petrus en Johannes, by daai graf staan Johannes buitekant, ek wonder of hy geweet het. Hy ervaar nie die gees van Jesus hier nie. Die graf is leeg. En ek dink nee. Hulle het nog nie engel iets gehoor sê daartoe nie. En toe Petrus uitkom, hy sê, dis waar, hy is nie. Toe gaan Johannes in. En hy merk dit met sy eie oë. En hy sien op die doeke lê. En hy loop uit, 2 persoonlikhede loop uit hierdie graf uit.
Hoor jy wat ek sê, 2 persoonlikhede loop uit hierdie graf uit. Een soekend te regmaak en een wat vol liefde van Christus is. Die een wat vol liefde van Christus is, loop daar uit. En ek wonder wat het hy gedink, ons het nou gehoor wat dink Petrus. Sy sal om reg te maak. Daar is nog 'n kans om Jesus te sien. Nog 'n kans om hom te ervaar. Nog 'n kans om naby aan hom te wees. Nog 'n kans om te sien wat hy gaan doen. Nog 'n kans. Het jy dit geweet vanmôre dat ons 'n God dien van nog 'n kans? Amen. Daar's geen een te ver teruggeval, te diep onder die sonde, dat Jesus om die dag kan uithaal. Daar's geen een toegesluit met die slotte van slawerny, wat Jesus nie die slotte en die grendels kan verbreek nie. Ook vir my, Here, ook vir my. Daar gesê ons Vader, Here, soms daagliks en partykeer in elke uur. Ons denke, hardloop en bokspring, soos dat ons nie kan doen, weet jy, ook vir jou. Ook vir jou. So 'n bietjie verder. Ons gaan lees in Johannes 20 vers 19. Hy sê, en toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure van die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was. Hoor jy, hulle het nie geweet nie. Hulle het nog gewonder waar is Jesus. Hulle was nog in die indruk dat hy verwyder was deur die soldate. Weens die Jode gesluit was, het Jesus gekom en hulle midde gestaan en hulle gaan sê vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly om die Here te sien. Iewers te mis ons iets. Verstaan jy dat die deure gesluit was? Verstaan jy dat daar nie 'n manier was om deur die venster te klim nie? Verstaan jy dat daar nie 'n dak was wat oop was nie? Hulle sit daar en bedink die goed, een stry met die ander een en nee, ek weet nie wat het hulle met hom gedoen nie, en hulle sê, ek wonder of hy regtig daar was. Hulle begin te vraagteken en begin te dink, ewe skielik staan Jesus in sy volheid tussen hulle, in hulle midde. Dan baie mense sê, jy dink, hier sien jy 'n spook. Maar ewe skielik staan die Seun van God in hulle midde, agter en ten spyte van 'n geslote deur. Hoe het hy ingekom? Ek gaan nie dit vertel. Jou huis se voordeur beteken vir Jesus niks nie. Jou agterdeur nog minder. Jou burgerproofing en jou sliding gates beteken vir niks. Want is aardse dinge. En aardse dinge keer nie die gees en die krag van God nie. Hy sal jou kom haal in jou binnekamer, in jou kombuis en selfs in jou badkamer. Ons het so 'n paar weke terug gepraat oor die alomteenswoordigheid van God. Jesus het in een oomblik vir ons gewys dat hy die Seun van God is, want hy kan ook alomteenwoordig wees en in 'n oomblikse tyd verskyn hy. Weet jy, vir jy wat dit nie verstaan nie. Oeps, dus Jesus daar. Ek wonder hoe daai ouens toegevoel. Ek wonder wat het Petrus gedink. En nou? Hulle het hom toe nie weggedra nie. Wat sê die Here is oop? Ja. Hoe gebeur, hè? Een wat nie daar is, die is Thomas.
Sê, ek dink hy was een van die ouens wat hulle seker die dapperste geag het, hy was buite besig om te werk. Hy was besig om die beercv te vul. Hy was besig om seker te maak dat iewers die evangelie weer kan verder gaan. Iewers moet die werk aanhou wat Jesus begin het. Hierdie ou was doelgerig. En hy het nie sommer 'n antwoord gevat van enige iemand af nie. Ek het hom gesê die graf is leeg. Dan sou hy ook gaan kyk. Ons maak hom baie keer die ongelowige Thomas, maar weet nie wat hierdie ou was standvastig. Hy het dalk 'n krag en 'n daad by hom gehad wat ons nie altyd raak sien nie. Hy kom terug na 'n paar dae en hy staan in hulle midde en hy sê weer vir hulle, luister, hoekom lyk julle so anders te nou? Tot jy geloof het dat julle hier gesit en bewe van die vrees. Nou smaai julle almal jou skielik weer. Dink op Petrus trek hom nader en sê vir hom, Thomas, sal nie glo wat gebeur nie. Ons staan hier in rede kabel en rede toos en huil. Ander is verward, Maria sit daar in 'n hoekie, ons weet nie hoekom glimlag sy die hele tyd, nie. Die engel het reeds aan haar verskyn, maar ek dink nie hulle sal al mooi glo en verstaan het nie. Ja, Maria, die engel het aan jou verskyn. Luister. Dis hoe die kerk partykeer redeneer. Wie sê so? Wanneer die Here met ons praat. Wie is jy om met my so te praat? Wanneer Jesus self is deur sy diensknegte wat met ons praat. Luister. En daar gebeur iets. Terwyl hulle met Thomas praat en Thomas sê, maar ek sal dit nie glo tot ek dit met my eie oë sien. Tot ek my vingers en sy wonde druk nie. Maar Petrus, hoor jy so, Thomas, het jy nie gehoor wat Petrus sê nie? Hy was hier uit ons die wonde gewys, hy sê, ek weet nie of julle dit gesien het nie, ek wil dit voel. Ek wil sekerheid nie. Terwyl hy nog besig is om te praat, ek wonder hoe dit gevoel sit nie. Toe kry hy so tap op die skouer. Thomas. Hey Thomas. Ja, maar julle wat kom hier aan? Is dit die? Ja, Thomas. Jy sê mos jy glo nie. Trek dat jou vingers in my wonde. En voel die wond in my sy. Toe hy sê die volgende woord, hy sê, Here, my God. Toe kom hy tot 'n volle oorgawe. Toe verstaan hulle dat hy gesê het, op die 3de dag staan hy op. Toe raak die graf leeg op 'n ander manier. Toe's dit net die doeke en niks van Jesus nie. Toe lê die doeke en die graf is leeg. Toe begin hulle verstaan wat die engel gesê het vir Maria. Sy het toe nie gejok nie. Die graf is leeg. Dit was nie die tuinier wat met haar gepraat het nie. Dit was die seun van God in hulle midde. Hy het vir hulle gesê, ek gaan opstaan op die 3de dag. Ek wil die vra vanmôre, is die graf vir jou vanmôre leeg? Of wonder jy, dink jy nog aan wat dit vir jou sal beteken? Kom ek sê vir jou, begin van die Here, wanneer die graf vir jou leeg word, raak die moontlikhede al hoe groter. Want as die graf leeg is die ander goed wat hy gesê het ook waar. Dan sê hy, blindes sal sien, dowes sal hoor, siekes sal gesond word. Luister, o kind van die Here, hoekom is die kerk pap? Want ons weet nie dat die graf vir ons ook leeg is nie. Weet jy wat gebeur? As Jesus nou sal kom, hulle wat hom in gees en waarheid dien, gaan saam met hom. Dit beteken, daar gaan nie tyd wees vir 'n begrafnis nie. Gaan nie tyd wees om gou alles met mekaar te kry en 'n pudding te maak nie. Die toebroodjies gaan iemand anders te moet eet. Maar luister wat ek vir u sê, vir my is die graf ook leeg. Vir u is die graf ook leeg. Ek weet nie, ja, iemand te draai om sê, weet die graf is leeg.
Genius. Dit was te maklik. Draai na iemand anders te sê, besef jy wat dit beteken? Oor die 2000 jaar later, en hy graf is nog steeds leeg. Jy kan dit gaan kyk, gaan Google dit, gaan AI dit, net soos ek jy wil. Die ooreenstemming van elkeen van hulle is, daar sit 'n gat, hulle tralies voor hom gesit, dat iemand anders dit daar kan gaan lê nie. Maar voor is daar 'n ou deur met 'n bord wat sê, He has risen. Jy weet die liedjie wat ons sing, en dit onder ons daar 'n bordjie in Afrikaans wat sê, die graf is leeg. Hy is nie hier nie. Toe Jesus Maria aanspreek, toe sê hy vir hierdie woorde dan nie. Toe sê hy vir hierdie woorde, hoekom soek jy die lewende by die dooies? Ons dien 'n lewende Christus. En hy verwag van jou om lewe te kry. Lewe is verniet, my pa het altyd gesê, lewe is verniet, vat dit verniet. Kry dit, lewe dit. Van die lewe wat Christus gees in oorgawe. Hoekom sal ons dan wil sterwe en graf te gaan soek nou aan? Die graf is leeg. Vir my en vir jou. Die graf is leeg, hy het opgestaan. Die graf is leeg, bestaan nie dit. Die graf is leeg. Hy gaan nie weer gevul word. By the way, dit was 'n geleende graf. En weet jy wat doen jy met geleende goed? Jy gee dit terug. Ek het nog nie 'n graf nie. Ek gaan ook nie een leen nou nie. Ek het 'n ander plan, is 'n plan B. Wanneer ons gaan lê, dink jy dis finaal? Die woord van die Here sê die grafte sal oopskeur en hulle wat in Christus Jesus is, sal opstaan en saam met hom opvaar en heers. Hoorie, daar is nie 'n dood wat jou meer kan keer nie. Amen. Daar is nie meer 'n lewe wat jou kan terughou nie. Want die graf is leeg. Daai voetresies was nie verniet nie. Weet jy wat gebeur van hier af? Petrus kom so 'n bietjie in 'n selfdenkende patroon van homself en kry die geleentheid. Terwyl die see van Tiberias staan, toe kom Jesus en hy staan op die wal. Terwyl hulle die hele aand probeer visvang het, want dit gaan nie normale lewe ons weer aan. Toe sê hy vir nee man, gooi die net aan die ander kant in. Ons probeer altyd ons eie ding doen en ons probeer dit soveel reg doen en ons weet wat ons doen, maar dan vat ons baie keer so mis. Jesus sê, gooi net so 'n bietjie aan die ander kant, jy verstaan nie, ons vang al die hele aand, ons niks, nie eers 'n byt nie. Hy sê, draai aan die kant. Hy gooi die vis net aan die ander kant in. Kry jy nou net op die boot terug nie. Gaan weer die 336 visse wat daar is, meer kan wees. Groot visse, nie eenvoudige visietjies nie. Nie 3 gardam babbertjies en karps nie. Unicorn dam se karps. Hoor jy wat ek sê? As jy daai wat 'n sakkie vol maak, honderde nie. 'n paar was genoeg om die boot te laat tip. Daai visse. Daai ons wat nie visgeraad het nie, hulle het ribbebene. Hoor jy wat ek sê? Kry hulle nie daai net opgetrek nie. Petrus weet toe dadelik dit is Jesus. Hy wat daar met sy onderkleed alleen gestaan het, spring van die boot af en hy swem. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Wanneer jy nie teenswoordigheid kom en maak klere ons baie saak, nee. Nou waar jy gegou oor jou baadjie en jou das en jou hoed en al die goed, kom ons maak reg om Jesus te ontvang. Dan gaan nie tyd wees as hy kom. Jy gaan met reg wees as hy kom. Dan gaan paar ons en hulle moet slaap in die aand. Sies toch. Luister ook kind van die Here, dat gaan nie tyd wees nie. Wanneer hy kom hy ons haal. Om ons huis toe te vat.
maar waar al hierdie nietigheid is, waar al die reëls tot niet gaan. En al wat saak maak is om God te dien. Al wat saak maak is om te weet dat hy opgestaan het. Amen. Die graf is leeg vir my, hoor. Die graf is leeg vir jou. So hierdie week moet iemand praat, sê vir hulle, die graf is leeg. Draai omloop weg. Wat bedoel jy? Jy iemand begrawe. Volgende keer dat ek kom, die graf is leeg. Imagine that. Luister. Nou lê daar oor. Petrus het nog 'n saak om reg te maak. Johannes is in ekstase, Jesus is hier. Hy weet. Hy gaan nog baie daaroor praat in die res van sy eenvoudige evangelie. Want die hele evangelie gaan oor Jesus Christus. Hom as gekruisigde. Hy wat gekom het as 'n babietjie. Luister. Nou moet jy mooi verstaan. Wat job is gedoen. Hy het opgestaan, hy hoef nie weer op te staan nie. Hy staan in sy volheid saam met Petrus en hy gee hom 3 maal die geleentheid om te kan sê, ek het die lief. Nadat hy hom 3 maal verloon het, 3 maal kry hy die geleentheid. Hy bely die nommer en die daad presies ooreen. En Jesus maak hom los van sy menslike probleme. En Jesus sê vir hom, Simon Petrus, op hierdie rots, Simon Bar-Jona, as jy die vertaling mooi verstaan, Simon, seun van die duif, Simon, die een aan wie die Heilige Gees openbaring gee. Op hierdie rots bou ek my huis. Kry openbaring by die Here deur die Heilige Gees en die res is maklik. Dan maak die Here oop en jy weet die graf is leeg as die boodskap by jou aankom. Jy hoef nie eens te gaan kyk na die doeke wat lê nie. Ek hoef nie Israel toe te gaan om te besef wie broer Dawid. Ek staan hier in Sion gemeente in Sekunda vandag en ek weet my graf is leeg. Amen. Geloof is die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop en bewys van die dinge wat ons sê, ek hoop nie, nee, die graf is leeg nie, ek weet hy is leeg. Petrus sê toe vir die Here 3 maal hy is lief vir hom. En die Here sê vir hom, pas my stapel. Hy maak hom herder oor sy kerk. Wat my lammetjies wy. Weet nie wat ek vir jy vertel, dis 'n voorreg om vir die Here vanmôre hier in sy kerk te kan staan. Dis 'n voorreg om te kan sê, al is jy soos Petrus, jy voel jy dalk vir Jesus verloon, somewhere along the line, hy gaan nog steeds vir jou die geleentheid gee as jy in die lewe is, om die saak met hom reg te maak. En die graf leeggelos. Met die doeke daarin, sodat almal dit kan aanskou. Is die graf vir jou leeg? Rarig? Amen. Johannes 21 vers 14 is dit juist hierdie gedeelte wat Jesus met 3 keer praat met Petrus. 3 keer om 3 keer sy foute reg te maak. As jy vanmôre hier sit en jy is nie 'n mens nie, is jy sonder foute. Vanmôre wil ek vir jou vra, die Here sê my graf is leeg, sodat ek jou foute vir jou kan regmaak. Vanmôre staan die teenwoordigheid van die Here in die middel. Vanmôre toe ons sing, dis die Here hier en sy sal almal dit probeer. Wil jy nie die oomblik vat, net jou hoof buig vir 'n oomblik. Ek gaan nie uitnooi om vorentoe te kom nie. Maar wil jy nie vir die Here sê, Here, ek het nie waarlik lief. U weet dit. Here, in hierdie oomblikke wil ek my lot by U kom neerlê.
Here, ek wil ook vra dat as ek verbrou het, gee my nog 'n kans. Terwyl ons regmaak, Here, om by die tafel vir die 3de maal hierdie week aan te sit. Die goddelike tafel wat deur U ingestel is. Wil ons die bloed van die Here Jesus Christus pleit, juis oor hierdie tafel, Here. Ek wil dit seën, Here. Ek wil die wyn U bloed verklaar, Here. Ek wil die brood U liggaam verklaar. Omdat die graf leeg is. Omdat hy opgestaan het, sien ek kans vir môre. Die toekoms lê in U hande, Here. Ons wil dit van U af ontvang. Dat U wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Seën hierdie nagmaaltafel, Here. Amen. En amen. Sit vir my asseblief 1 Korintiërs 11 vers 23. Lees dit saam met my vanmôre. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. Volgende ene. En nadat hy gedank het gebreek en gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doe dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. As dit sy dood verkondig, vanmôre kan ons sy lewe verkondig. Vanmôre kan ons sy opstanding verkondig. Dit was nie net ingestel tot op die Paasdag wat Jesus opgestaan het, en dan moes hulle die nagmaal net 3 dae gebruik. Maar hy sê so dikwels, as julle hierdie brood eet en hierdie beker dan, so dikwels. Dit beteken dat ons mag dit elke dag gebruik. So dikwels soos dat ons by mekaar kom, sal dit nie goed wees as families weer in eenheid kom wanneer hulle by mekaar kom vir kuiersessies. In plaas van om die kaselaagaar en die biere uit te trek, die nagmaal nader te trek. En die dood van die Here Jesus te verkondig tot hy weer kom om ons te kom haal. Families sal meer gebind wees aan mekaar as wat hulle ooit tevore was. Want al is daar Petrus in ons families, is daar ook Johannes, en daar is ook Lukas, en daar is ook Mattheus. Maar weet jy, terwyl ons dit moet bedink, vanmôre sal dit nie goed wees, wanneer ons kinders weer herdenk, dit wat die Here voorgekom het, die brood, wat vir hom gebreek is, tot gedagtenis van sy naam. Die wyn, wat uit hom uitgevloei het, tot sy gedagtenis. Die Nuwe Kovenant, die Nuwe Testament. En weet jy wat beteken dat ons is erfgename? En mede-erfgename van Jesus Christus. Dat wat hy erf en geërf in die hemel, gaan ons ook erf. So daar is daai kant begin en daai kant, dan gaan ons van die middel af beweeg. Ons gaan van die middel